Goeiemôre vriende, dit is vandag die 1 Junie 2025. Ek kan dit nie glo nie, dit is al regtig weer, ons is in die middel van die jaar. Dit voel vir my dit het net eenvoudig verbygevlieg, né? Dit is ook so hoe ons lewe wat jy maar so verbyvlieg. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees vriende, mag julle ook die Here op 'n wonderlike manier vandag belewe. Ek glo altyd is wanneer ons so met mekaar saamgesels. Ek was nou maar 'n stofmannetjie, julle weet ons nou dit, enige een van julle kan die goed doen wat ek doen om te praat met mense oor Jesus. So ons is almal maar stofmannetjies en stofvroutjies, maar die wonderlike ding is dat die Here kom en hy gebruik sy woord, simboliek en al hierdie goed op so 'n wonderlike manier deur sy Heilige Gees, dat ek en jy maar net verwonder kan staan. So wanneer ons vandag ook so met mekaar 'n bietjie gaan chat, dan moet julle altyd onthou, dis maar God praat maar deur mense, breekbare mense, gebroke mense, verloste sondige mense soos ons vriende. En ja, en hy kom praat met ons en ons raak die napredikers van die woord en dan raak ek en jy weer die stofmannetjie en stofvroutjie in God se hand wanneer ons verder daaroor gaan praat. So mag dit regtig vir julle 'n baie mooi dag wees. Net vriende, so ter inligting, ons het gister ons bazaar gehad, was verskriklik lekker geweest, altyd vir my hoogtepunt in die jaar waar ons sommer so as vriende en familie en selfs mense wat ons nie ken nie, so by mekaar kan kom en net 'n lekker feestelike dag kan hê wat ons by mekaar is. Was regtig baie lekker geweest om sommer so saam met almal te kon kuier. Miskien net een ding, ons het hierdie week het ons Pinksterweek. Maandag tot Vrydag, ons doen dit in die onderskeie kerke op hierdie stadium, ons noem dit by ons Unity Week, ons het al vir seker maklik oor 22-23 jaar het ons die Pinkster week ingekleed, deurdat ons sê ons verskeie kerke is daarbey betrokke, en elke kerk het dan 'n preekbeurt. Ons tema hierdie jaar is The Cost of Discipleship, waaroor ons praat, waarvoor Dietrich Bonhoeffer natuurlik baie bekend is, julle kan 'n bietjie gaan kyk daarna. En dan vriende, so maandag aand, is nou môre aand is ons by die Anglikaanse kerkie in Milnerton. Dinsdag aand is ons by die Baptiste kerk. Woensdag aand by ons eie kerk. Donderdag aand is ons by die Katolieke kerk en dan nou Vrydag aand is ons by die Methodiste kerk. So julle is baie welkom om dit by te woon. Die bydraes vir hierdie tyd gaan dan ook vir Isibindi, 'n nie-regeringsorganisasie, NGO, artikel 18A maatskappy vriende, waar die Isibindi spesifiek kyk na kinders wat na skool nie by 'n plek het wat hulle kyk vir nasorg nie. Hulle staan dan in by van die kerke daarvoor, gee vir hulle kos, help hulle met huiswerk. Hulle kyk na ons kinders wat uit die kinderhuise uitkom wat geen heenkome het nie. Hulle noem dit ekkohuise. So hulle plaas dan die kinders daarin vir 4 jaar, hulle bietjie op hulle voete kom, om hulle uit weer plek maak vir ander kinders wat inkom. Hulle het so 'n klomp huise daarvan en dan maak hulle ook so hulle nou praat van koshuise, amper jou wat mense die skeepshouers wat hulle skep in klaskamers, en dan vir kinders wat geïdentifiseer word as baie swak huisomstandighede het, goeie potensiaal het, trek hulle dan uit, sit hulle in die koshuis vir daai maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, Vrydag naweek gaan hulle huis toe, waar hulle mooi na gekyk word, hulle kos kry, hulle ook gehelp word met huiswerk en so aan. So dit is waaroor Isibindi gaan, vriende. So ons gee dan ook die bydraes ons gee, gaan dan na Isibindi toe hierdie week. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Vader God, baie dankie vir die ongelooflike groot voorreg wat ons as die kinders het om so in die teenwoordigheid te kan wees. Die groot voorreg wat ons het, Here, om kerk van U te wees, die kerk van Christus, om U liggaam te wees. Here, want U het aan ons opgestaan, U leef binne in ons deur U Gees. En Here, daarom kom vra ons ook vir U, wanneer ons luister wat in die woord staan vir ons vertaal in ons konteks in die jaar 2025 deur U Gees, Here, kom vra ons vir U dat U ons altyd gehoorsaam sal maak om te volg wat U ook vir ons in die woord sê. Here, spreek U vandag met elkeen van ons op U eie manier. U ken ons harte. Here, U weet waarmee ons sukkel. U weet waarmee ons nie sukkel nie. Here, ons kom bid vir elkeen. Ons kom bid ook so vir oggend, Here, vir iemand wat deur swaar tye gaan finansiëel,
op 'n gesondheidsvlak, emosioneel deur swaar tye gaan, fisies deur swaar tye gaan. Here, ons kom bid en ons kom vra vir U, o Heilige Vader, ontferm U oor hulle, oor elkeen. U ken hulle naam. U weet wie hulle is. Hulle name is in die handpalms gegraveer, sê die profeet Jesaja vir ons in Jesaja 49. U sien hulle mure voor U. Al kan 'n ma 'n baba vergeet, U kan hom nie vergeet of haar nie vergeet nie. Dis vir U onmoontlik. Here, spreek nou met ons. Ons wil hoor wat U sê, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek wil so 'n bietjie met julle Handelinge 1 deel. Dit is so letterlik, hierdie gedeelte gaan seker omtrent speel seker af omtrent, kom ons sê omtrent, ek vat nou maar sommer 'n wille raaiskoot hier, maar kom ons sê 'n week voor die tyd. 'n week voor die tyd speel dit af voordat dit dan nou die Pinkster Sondag of die Pinksterfees is waar die Heilige Gees uitgestort is, waarby ons dan nou volgende week sal kom. Ek het so 'n bietjie gedink oor goed en dink ek, miskien sal dit nogal nice wees. Kom ons lees dit saam, want dit het letterlik net voor die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag plaasgevind. So kom ons lees wat hier so staan. Daarna het hulle na Jerusalem gegaan. Dis nou net na Hemelvaart, Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus en Simon die Zeloot en Judas, seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê: Broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê, maar hy het die gids geword van die wat vir Jesus gevange geneem het. En dan gaan hulle nou maar net hierso aan 'n bietjie Judas verder uit te stippel, liewe vriende, en gesê het wat met hom gebeur het. En dan is ons by vers 21. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word, want Judas is nie meer daar nie. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe 2 voor, Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matthias. En die gelowiges het gebid. Volgende, dis hulle gebed. Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie 2 verkies het, om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort. Hulle het geloot en die loting het vir Matthias aangewys, so is hy gekies as die 12de apostel. Soos ek reeds gesê het, in die rofweg 10 dae tussen die hemelvaart van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees, het die disippels hoofsaaklik in gebed deurgebring. Nou julle moet onthou, vriende, hierdie disippels het net alles gesien. Hulle het gesien hoe Jesus gesterwe het, hoe Jesus opgestaan het, hulle het gesien hoe Jesus hulle verskyn het na die tyd, hulle het die hemelvaart gesien. So liewe vriende, daar is by hulle geen illusie van Jesus nie. Daarom bring hulle dit grootendeels in gebed deur, want Jesus sê ook op 'n stadium vir hulle, maar julle moet wag op die gawe wat ek vir julle gaan stuur. So wanneer ons na die disippels kyk, sien ons, hulle, liewe vriende, is 'n uitverkoop aan gebed. Is 'n uitverkoop daaraan. Daar's nie eens by hulle 2 dinge daar nie, hulle dink nie eens daar nie, dit is net hoe dit werk. George Herbert sê vir ons, gebed is die siel se bloed. Gebed is die siel se bloed. George Adam Smith, 'n professor in die Ou Testament wat in die vroeë jare van die 20ste eeu gelewe het, vertel dat hy en sy gids die Matterhorn in die Switserse Alpe gaan klim het.
Hy sê dit was 'n absolute stormagtige dag, maar het geklim teen 'n beskutte kant van die piek. En toe hulle die top van die piek bereik, was hulle absoluut gevul met opwinding. En George het totaal vergeet van die stormwind, liewe vriende, daarbo, en amper is hy daar afgewaai en die gids het hom vasgegryp en hom uitgeroep: op jou knieë meneer, jy is hier veilig as jy op jou knie is. John Smith het besef, dis 'n goeie metafoor vir die krag van gebed. Op jou knieë in gebed, vriende, is al plek waar jy moet kry. Is al wat jy moet kry, liewe vriende, vir dit wat ek en jy in die gesig staar, want jy plaas jou hand in die hand van die een wat die wêreld beweeg. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy bid. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy tot God nader. Daarom is dit so belangrik, liewe vriende, dat ons inderdaad tyd gee vir God. Daar's 'n uitdrukking van die kerkvaders, lex orandi lex en lex credendi. Die reël van gebed is die reël van geloof. Hoe meer ek en jy bid, liewe vriende, wanneer ek en jy teenwoordigheid van God is, dan is dit of ons geloof net meer. Hoekom? Want die Heilige Gees is die heeltyd besig met jou en met my. En dit is wat in Handelinge 1 is, liewe vriende, waar daar staan van die vroeë Christene. Hulle was gefokus op gebed. Hulle het vers 14. Hulle het almal eensgesind volhard in gebed. En dan vers 24. En die gelowiges het gebid. Sien, hulle was mense wat in Jesus se voetspore gevolg is. En wat het Jesus gedoen? Jesus, die een ding wat Jesus die hele tyd gedoen het, was om in gebed te gaan met sy Vader, was om in 'n gesprek te gaan met sy Vader, is om te buig voor sy Vader en met sy Pa te praat. En daarom moet ons, vriende, in die tyd dat ons leef, dink ek, baie mooi kyk, dat ons nie gebed een kant toe skuif nie. Ek praat self baie keer skuldig daaraan. Vriende, ons maak gebed baie keer net nie 'n prioriteit nie. Ons maak gebed net eenvoudig nie 'n prioriteit nie. En die oomblik, liewe vriende, wanneer ons gebed nie 'n prioriteit maak nie, dan raak iets anders 'n prioriteit. En ek dink ons moet vir mekaar weer kom sê, miskien is dit weer tyd dat ek en jy regtig kyk daarna. Vriende, wanneer ek en jy opstaan nadat ons met God, Jesus en die Heilige Gees gepraat het, is ek en jy elke keer 'n veranderde mens. Daar's nie eens twee dinge daarin nie. Ek praat nie van as jy net so 2-3 goedjies sê, eintlik altyd wishlist opsit nie. Wanneer ek en jy regtig, liewe vriende, in 'n verhouding tree met God in gebed, wanneer ons daar by God sit en met God praat, dan, liewe vriende, kan ek en jy nie anders as om verander te word elke keer wat ek en jy met God praat nie. Robin Maas skryf in Crucified Love, The Practice of Christian Perfection, skryf hy die volgende, hy sê, just as it makes no sense to tell someone I love you more than anything in the world, but I just cannot manage to find the time to be with you, it makes no sense to claim that we have no time for prayer. When we love someone, we naturally want to spend time together, and when we are in love with someone, we make the time to be with our beloved. Dis waar, vriende. Wanneer ek en jy vir iemand lief is, wanneer is jong man en 'n jong meisie verlief is, maak nie saak nie, hulle maak tyd, maak nie saak hoe of hulle eksamens skryf, hulle maak tyd om by mekaar uit te kom. En miskien is dit iets wat ons vir ons self moet kom sê, liewe vriende, as ek en jy in 'n verhouding met God staan, moet ons tyd maak vir God. Daar's 'n paar wanopvattinge natuurlik oor gebed wat ons goed ken, maar kom ons sê dit net geweer vir mekaar. Die eerste wanopvatting oor gebed is dit moet 'n tegniek wees, dit moet 'n sekere manier wees hoe jy praat. Dit's 5 stappe wat jy moet sê. Liewe vriende, as dit so moeilik, as gebed so moeilik begin raak, wil iemand later glad nie meer bid nie. Iemand vra baie keer vra mense vir my, maar wat is die regte manier vir bid? En dan sê ek vir hulle, praat met God soos wat jy met jou pa en jou ma sou praat. Vertel hom alles. Want hy is lief vir jou en hy wil graag hoor wat jy wil sê. Jou pa en jou ma, wanneer jy by hulle is, jy het 'n goeie verhouding met hulle, dan praat jy met hulle, jy vertel vir hulle wat in jou lewe aangaan. En ek het nog nooit 'n pa en ma gesien wat nie wil luister nie. So is nie 'n tegniek nie. Dis nie 'n tegniek nie, liewe vriende. Dis 'n verhouding waarin jy staan. Daarom praat jy met God. Enigiets kan jy met God oor gepraat. Jy kan met hom gepraat oor jou hartseer, oor jou blydskap, oor jou teleurstelling, oor dat jy kwaad is vir hom of wat ook al, kan jy met God gaan praat en sê, Here, hierso kom buig ek maar net voor U. Here, ek kom praat met U. Dit is wat op my hart is, vriende. So daar bestaan nie iets soos 'n tegniek nie.
Wanneer ek en jy regtig met God praat, dan is dit mos 'n klomp goed wat net gebeur. Ek en jy sê mos dankie ook vir die Here daar, want hy staan by ons. Ons vra vir hom sekere goed. Dis nie tegnieke nie, dis 'n normale gesprek. Lank terug het 5 jong college studente in Sondagmiddag in Londen deurgebring. Hulle wil graag die beroemde Charles Spurgeon gehoor preek het. Hy was die prediker van daai tyd. En terwyl hulle daar rondgestaan het, 'n persoonlik gegroet en gevra, "Gentlemen, let me show you around. Would you like to see the heating plant of this church?" Hulle was regtig nog nie geïnteresseerd nie, want dit was 'n warm somersdag, maar hulle wou nie graag die man in die gesig vat nie en hulle het toe ingestem op die begeleide toer. Die jong man is met die trappe afgelei en toe hulle gids die deur oopmaak, het hy gefluister, "Dis is our heating plant." Verras het die studente 700 mense met geboë hoofde in gebed gesien. Hulle het gebid vir die diens wat binnekort in die kerkgebou sou begin. Saggies het die gids die deur toegemaak, sy hand uitgesteek en homself voorgestel aan die jong manne. "I'm Charles Spurgeon," het hy gesê. Jy sien vriende, gebed is die heating plant van elke gelowige. Daarsonder is ons verlore, maar dit is nie 'n tegniek nie. Dis 'n verhouding, net soos 'n selfoon, liewe vriende, sy netwerk nodig het om te werk. Kan gelowiges nie werk sonder gebed nie, want hulle gebed laat jou connect met God. So die eerste een, dit is nie 'n tegniek nie. Die tweede een, liewe vriende, gebed is nie daar om die aandag van God te trek nie. Dis 'n fout om te dink, liewe vriende, dat ons met gebed God se aandag moet probeer trek. R.S. Thomas sê die volgende, hy's 'n Anglikaanse priester en digter, hy sê, "Prayers like gravel flung up at the sky's window, hoping to attract the loved one's attention." Hoping to attract the loved one's attention. Ons doen nie met gebed iets om God, liewe vriende, se aandag te trek nie. God is by ons 24 uur, 7 dae 'n week. Daarom kom sê hy het vir ons die Trooster gestuur. Hy het vir ons die Heilige Gees gestuur om die heeltyd by ons te wees. Gebed is nie 'n aktiwiteit nie, maar dis 'n lewenstyl en dit moet ons vir mekaar kom sê en mekaar help daarmee. Dis 'n gedurende kuier by God, 'n 24 uur kuier by God, liewe vriende. 'n Gekuier beteken altyd 'n luister en 'n praat. Soms praat jy, soms lag jy, soms huil jy, soms bly jy stil, soms luister jy, maar God sal altyd daar wees. Altyd sal hy daar wees. Hy sien jou getuie gekuier raak, liewe vriende, en hy raak nooit uitgekuier. Soos jou eie pa en ma, ek onthou by my pa en ma, as ek terugdink daaraan, is ek jammer, ek was nie meer by hulle gaan kuier nie. Maar het altyd uitgesien om my te sien. Dit was nooit vir hulle sleg om my te sien nie. Dit was altyd vir hulle lekker, ek moes altyd kom sit, ek moes altyd 'n koffietjie drink, ek moes altyd kom vertel wat in my lewe aangaan. Dis God, vriende. Dis God. So dis nie 'n tegniekie, vriende, dis nie iets om God se aandag te trek nie. Gebed kan ons vir mekaar kom sê is daar so 4 bewegings wat ons kan vat. Die eerste ene, vriende, is dat ek en jy natuurlik sy woord bestudeer, né? Gaan nie oor tegniek nie, dit gaan, wat is belangrik, en dit is belangrik dat ek en jy sy woord bestudeer. Wanneer ek en jy sy woord bestudeer, kom ons agter wat is God se hart, wat is sy gedagtes, soos die ou Joodse gesegde sê, 'n uur se studie is in die oë van God, 'n uur se gebed. Wanneer ek en jy in die woord wandel, liewe vriende, wanneer ek en jy besig is met die woord van God, kom openbaar God hom op 'n wonderlike manier in jou en my. Leonard Sweet het iewers geskryf, "Study is the marinating of our lives in the word of God as it interacts with the world in which we live." Dan sal ook natuurlik, so die eerste een is studie, daar is so 4 bewegings tot God. Studie en dan maar meditasie en nadenke. Meditasie en nadenke. En meditasie, liewe vriende, wys na daai stille denke en refleksie oor die lewe voor God. Psalm 143 vers 5 help ons daarmee. Kom ons lees dit. Hy sê die volgende psalmdigter: "Ek dink aan die verre verlede. Ek pyns oor alles wat u gedoen het en oor die werk van u hande dink ek na." Dit is meditasie, liewe vriende. Dit is 'n nadenke oor. Dis 'n refleksie. Jy sit met hierdie teks, soos hierdie teks. Ek dink aan die verre verlede en jy dink terug in die verlede, hoe God by jou was, hoe hy jou gehelp het, hoe hy jou ondersteun het, hoe hy saam met jou op pad gestap het. Jy reflekteer daaroor, jy mediteer daaroor, jy dink daaroor. Ek pyns oor alles wat u gedoen het
en oor die werk van die hande dink ek na. Liewe vriende, dit is om nadenke te hê, dit is om te mediteer oor iets, om 'n teks te vat en die hele tyd dit oor en oor vir mekaar te sê en te sê, Here, dit wat ek daar lees is die volgende, en jy kan dit opskryf, liewe vriende. Jy kan weer dit daarna toe teruggaan en jy kan daai gedeelte vat, liewe vriende, en jy kan vir jouself vat byvoorbeeld Psalm 23, die Here is my herder. Ek kom niks skort nie. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my deur die valleie van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie. Wanneer jy mediteer daaroor, wanneer jy deur hierdie moeilike tyd in jou lewe gaan, kan jy mediteer daaroor, liewe vriende, kan jy dink daaroor, kan jy vir die Here sê, Here, ek weet U is my herder. Jy kan mediteer oor Jesaja 49, waar hy kom sê, maar ek sal jou nooit vergeet en jou nooit verlaat nie. Dis onmoontlik vir my. Jy kan mediteer daaroor, jy kan weer die psalms vat. Jy kan na Psalm 1 toe gaan om te sê, maar Here, ek iets vir my gesê, ek is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die tyd sy vrug gee en die blare verwelk nie. Here, hier is ek kom gee myself vir U. Ek kom wortel en grondves my in die woord, in gebed en in die verhouding tot U. Jy kan gaan na Romeine 12 toe en sê, Here, hier is ek. Ek kom gee myself as 'n offer vir U. Ek kom giet my uit as 'n offer vir U, Here. Here, verander my gedagtes en my denke, sodat ek kan onderskei wat U wil is, wat vir U goed en aanneemlik en volmaak is. Jy mediteer daaroor, jy dink daaroor, en in die proses kom God en kom transformeer hy deur die Gees jou. Richard Foster sê die volgende. Hy sê, liewe vriende, the desperate need today is not for a greater number of intelligent people or gifted people, but for deep people. For deep people. Meditasie oor die woord, liewe vriende, maak ons dieper mense, want jy bou jou lewe op God se woord. So, studie, die bewegings tot ons studie, meditasie, nadenke, en dan natuurlik gebed. Om te bid is weer soos Leonard Sweet stel, hy sê, to pray as Jesus prayed is to practice presencing God. Nee, wanneer jy bid, is dit om God teenwoordig te stel daar waar ek en jy is. Gebed maak vir jou en vir my 'n beter volgeling van Jesus, liewe vriende, wat maak dat ek en jy al hoe meer verander word, getransformeer word. Dallas Willard sê die volgende, hy sê, the process of spiritual transformation in Christ is one of progressively replacing destructive images and ideas with the ideas and images that fill the mind of Jesus. Spiritual transformation in Christ moves towards a total interchange of our ideas and images for Him. So wanneer ek en jy bid, liewe vriende, begin ons al hoe meer en al hoe meer wees soos God, soos Christus, soos die Heilige Gees, om die Heilige Gees besig is om met jou te werk, wanneer ek en jy besig is om te bid. Die derde wanopvatting, liewe vriende, die derde wanopvatting is natuurlik ydelle gedagtes. Dis ydelle gedagtes. Die gebed is nie ydelle gedagtes nie. Liewe vriende, amper soos wat jy petersilie op 'n bord sal sit, nee, niemand eet dit nie. Dit is net vir die mooiheid. Dis nie waar gebed daar is nie. Gebed is een van die kragtigste goed wat daar, as Karel Barth sê, om jou hande in gebed toe te maak, is die begin van 'n opstand teen die wanorde van die wêreld. Jesus leer ons, liewe vriende, die Onse Vader. En wanneer ek en jy die Onse Vader bid, liewe vriende, moet ek en jy deur die Onse Vader gebed getransformeer te word. Wanneer ek en jy bid, Onse Vader, laat U naam geheilig word. Wat sê jy? Jy sê, Here, laat U naam geheilig word in my lewe. Here, wat ek doen en wat ek sê en hoe ek optree, laat U naam geheilig word daardeur. Here, laat ek anders weet, verander word deur die Gees, sodat U naam geheilig kan word in my lewe. Laat U koninkryk kom in my lewe. Here, laat mense Jesus die heeltyd in my sien. Here, laat U wil geskied in my lewe, soos in die hemel, soos op die aarde. Here, net wat U wil, nie wat ek wil nie, nie wat ek wil doen nie. Here, moet ek emigreer? Here, moet ek hierdie ou vat? Moet ek hierdie meisie vat? Moet ek met hierdie ou uitgaan? Moet ek met hierdie meisie uitgaan? Moet ek trou met die een? Moet ek trou met wat ook al? Here, laat U wil geskied. Here, ek kom na U toe om U wil te hoor. Liewe vriende, dis nie ydelle gedagtes nie.
Wanneer jy kom sê, Here, gee my daaglikse brood, se uitroep tot God, Here, vergewe my skuld soos ek my skuldenaars vergewe. Here, jy weet ek sukkel om daai. Here, vergewe my, Here, verlos my van die bose, laat kom my nie in versoeking nie, asseblief, my Vader. Dis nie ydelle gedagtes nie, liewe vriende. Net na die val van die Berlynse muur het 'n reuse banier oor Leipzigstraat in Oos-Berlyn verskyn met die woorde: "Wir danken dir Church," ons dank julle kerk. Die beweging om die berugte Berlynse muur te laat val het begin by die kerke in Oos-Duitsland. Een van die belangrikste rolspelers op daai stadium was Sint Nicolaas, 'n Lutherse kerk in Leipzig, en een aand was die kerk so vol dat duisende buite in die straat gestaan en die polisie is dadelik gestuur om 'n potensieel plofbare situasie op te breek. Binne die kerkgebou het die predikant gebid vir vrede, vir vryheid en vir die val van die Berlynse muur. Maar intussen is kersse uitgedeel aan al die mense wat buite gestaan het. En kort voorlank was die hele binnering van die stad vol brandende kersse en mense wat kersliedere gesing en gebid het. Daar was geen geweld nie en die polisie het niks gedoen nie. Die polisiehoof het agterna gesê, ons is voorbereid vir enigiets daardie aand, enigiets behalwe kersse en gebede. Liewe vriende, God soek ons getrouheid in gebed, ons saamstaan in gebed, en hy sal vir die res sorg. Hierdie klomp disippels het by mekaar gekom en het gebid. En vriende, die Here luister daarna. Daarom wil ek vir julle vanoggend sê, ons kan nie net teoreties praat oor gebed nie. Ek wil ook vir julle vra vanoggend, maak dit waarvoor jy wil bid nou, terwyl ons nou hier praat. Gaan sit daar of wat, gaan haal jou pen, miskien lê jy nou in die bed, miskien sit jy daar, gaan vat jou pen, skryf daar op, my kinders, my kleinkinders, my finansiële posisie, my emosionele posisie, my gesondheidsposisie, skryf dit daarop, lê dit voor God neer, gaan bid met God, gaan praat met God, sê vir God, Here, help my asseblief daarmee. Vriende, moenie dink dis ydelle gedagtes nie. Dit is nie net 'n tegniek nie, inderdaad nie. Die Heilige Gees, liewe vriende, die gebed stel jou, liewe vriende, deur die Gees in die teenwoordigheid van die lewende God self, en hy's daar om te luister na ons. Ja, sy tyd is nie altyd ons tyd nie. Maar vriende, gebed is kragtig omdat ek en jy in teenwoordigheid van ons Pa is. Moenie gebed ooit onderskat nie. Bid tot jou God, bid tot jou Vader, bid vir jou Pa, sit daai goed voor hom neer en sê, Here God, laat u wil geskied. Here, laat u wil geskied soos in die hemel op die aarde. Here, maar ek kom vra vir u weet ek het hierdie gesondheidsprobleem. Here, ek weet ek het hierdie finansiële probleem. Here, u weet ek het hierdie emosionele probleem. Here, u weet vir my kinders en my kleinkinders en my agterkleinkinders. Hulle is nêrens betrokke nie, gaan nie kerk toe nie, is nie ingekonnekt met u nie. Here, ek kom bid vir hulle. Moenie vir een oomblik dink dit is ligte musiek nie, vriende. Jy is besig om alles voor God te bring. Jy kom vra vir God vir hulp. En hy het laat die helper, die Heilige Gees gestuur om 24 ure 'n dag self by ons te wees, God in sy Gees. Mag ons soos die disippels by mekaar kom en bid. En verwag, Here, vriende, dat God op 'n wonderlike manier ook met jou sal praat. Here, dankie vir die voorbeeld van die disippels wat gebid het, die gelowiges wat gebid het. En Here, dat hulle gebid het tot u en hulle nie getwyfel het nie. Here, wanneer ons ook bid, mag ons vir u alles bring, maar Here, dan vat ons daai wat ons alles bring en ons los dit in die hande, want ons kan net die gebed doen, ons kan net praat met u. Ons is nie die een wat die besluite neem oor die inhoud van die gebed nie. U is die een wat die besluite neem oor die inhoud van die gebed. En daarom, Here, mag ons alles na u toe bring, en as dit nie uitwerk soos wat ons bid nie, dan berus ons daarbey, omdat dit in u hande is, of ons dit verstaan of nie verstaan nie. Here, maak ons 'n biddende gemeente. Maak ons 'n biddende gemeenskap. Maak ons mense wat inderdaad deur in geloof, deur gebed op u vertrou. Dankie, Here, vir die ongelooflike nabyheid en liefde vir elkeen van ons. Amen. Vriende, ek wil vir julle tyd gee vir die dankoffer. Julle is baie welkom. Julle weet al teen hierdie tyd
Instansie is die NG Kerk Sonnekus, die bank is Absa, die takkode is die generiese 1 632005 en die rekeningnommer is 3270140547 en dit is die checkrekening, vriende. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag met die vaste wete dat ek en jy met God ons Vader kan praat, enige tyd. En vriende, wanneer ek en jy met God ons Vader praat, dan weet ons bring dit wat vir ons belangrik is in sy midde in. En dat mag ons dit daar los, God vertrou en berus by wat hy ook al besluit, maar moet nooit nie dit wat in jou hart is na hom toe bring nie. Hy wil met jou praat, soos wat jou pa en jou ma jou wil sien, wil God met jou praat. Hy sien uit daarna met jou gesprek te hê. En weet dit altyd. Mag julle God se liefde ervaar in oorvloed. Mag julle Jesus se genade ervaar, God se liefde in die praktyk in Christus, wat vir jou sondes kom sterf het, sodat wanneer jy in hom glo, jy nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En mag jy die Gees ervaar, die Heilige Gees, God die Heilige Gees in jou lewe, wat jou omring en omsingel met sy liefde, en jou altyd bewus maak van God se teenwoordigheid in jou lewe. Ontvang die seën van God die Vader, Seun en Gees, en gaan in vrede. Amen.